Vriende, goeiemôre. Baie welkom vanoggend. Dit is goed om elkeen van u te sien. Julle is so vol glimlagte vanoggend, hè? Is daarom lekker om sulke rugby te sien, hè? Ons het nie gedink dit gaan 'n tweede keer agter mekaar gebeur nie, maar ja, so wys hulle vir ons. Maar ek hoop dat julle dit geniet het, vriende, en ja, en sommer net die naweek geniet het. Dis ons laaste vol Sondag vir die kwartaal. Die skole sluit die komende week. Kan julle glo? Die jaar stap nou baie vinnig aan. Dis die einde van die 3de kwartaal en die 4de kwartaal lê en wag vir ons, en dan saam met dit 'n klomp ander goed wat daarmee kom. Ons gaan nou daarby kom. So maar mag julle 'n goeie vakansietyd hê vir al die kinders. Ek dink die kinders meer opgewonde as die ouers oor die vakansie. Ja, nee, maar ek dink die ouers is ook net so bietjie uit die roetine uit, maar julle moet julle vakansietyd geniet. Vriende, die eerste ding wat ek sommer net so in die begin wil sommer sê, en dit is dat daar's lekker koffie en tee en koekies na die tyd, terwyl die kinders na die kategese gaan. Kan ons lekker hier onder die boom bietjie saam kuier en sommer bietjie gesels. So dit is nou na die erediens. En dan die volgende ding is hierdie baie belangrike afkondiging. Ons het mos nou die bazaar datum bietjie geskuif en nou kom die datum nader en ek is daarom reg en gesond. Ek is dankbaar daarvoor teen die Here, teenoor die Here, so ek is baie dankbaar. Dit gaan goed met my gesondheid en al die dinge. Maar die 17de kom nou nader en daar's nou 'n uitdaging. Daar's 'n vakansie tussenin. So julle moet nou dit skep so bietjie vir ons 'n kom ek kan nou sê 'n kussing tussen die ding, maar dit gaan die Vrydag net nadat die skole begin het. So dis daai 17de. So indien jy iewers nog bestanddele wil bring of wil afgee of so, is jy baie welkom om nog hierdie week by die kerkkantoor af te gee, want die kerkkantoor sluit nou ook ongelukkig in die vakansietyd, maar daai week voordat ons maak weer daai maandag oop aan die skole oopmaak, maar ek wil graag vir julle vra, as daar van julle is wat bestanddele gebring het, of wat beplan om te bring, kan ons dalk dit die week doen asseblief, vriende, of wat jy graag 'n bydrae wil maak, 'n inbetaling, jy het die besonderhede, kom ons kyk of ons hierdie goed afgehandel kan kry, en dan sien ons uit na die 17de Oktober, ons gaan lekker saam kuier, daar's die tradisionele goed is elke jaar daarso, daar's genoeg vleis, en ons gaan lekker saam braaivleis hou, so kom ons geniet daardie dag, maak iewers 'n aantekening daarvoor. En as jy nog nie 'n bazaarlys miskien gekry het en jy weet wat dit is, daar is by die deure en by die voordeur 'n lyste beskikbaar, jy kan gerus daar een van hulle neem. So kom ons help mekaar. Ja, dit is ons grootste fondsinsameling vir die jaar, maar dit gaan nie net oor die geld nie. Ons het die geld nodig om die gemeente in bedryf te hou, maar dit gaan oor die saamkuier en die saamwees. So dit is wat so lekker ons bazaar lekker maak die 17de Oktober. So kom ons gee 'n bietjie aandag daaraan. Dan het die volgende baie belangrike ding, en dit is die eredienstye verander. Neem asseblief kennis, as jy volgende Sondag DV hier opdag 10:00, gaan die diens klaar wees, hier gaan niemand wees nie. Ons begin van volgende Sondag af 9:00 weer, dit is ons somertyd, en dit gaan nou deur hardloop na volgende jaar April toe. Einde April skuif ons eers weer terug na die wintertyd. So as 'n lang, lekker, warm somertyd wat voorlê, so 9:00 begin ons dan DV volgende Sondag. Asseblief vriende, let net daarop. Ons sal weer ook 'n kennisgewing uitstuur om net u mooi te herinner aan die eredienstye wat verander. Vriende, as ons hier by mekaar is, dan is daar 'n stuk verwagting by ons, 'n afwagting. En dit is om die Here te kan loof en prys met ons stemme, maar ook om te kan aanbid en stil te raak en bewus te wees om voor die Here te wees, soos wat ons in die ou Latynse, Romeinse tyd gespraat het, coram Deo, om voor God se aangesig te kom, te kniel, te buig en erkenning te gee dat hy die Here is. Daarom wil ek jou uitnooi vanoggend, net daar waar jy sit, om net stil te raak en bewus te word. Hoekom is jy vanmôre in hierdie kerkgebou? Hoekom het jy vanoggend die moeite gedoen om hiernatoe te kom? Kom ons praat met die Here, kom ons raak stil en ons bid saam.
Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, die een wat regeer. Jesus Christus, sy eniggebore Seun, wat ontvang is van die Heilige Gees, en sit aan die regterhand van God. En die Heilige Gees wat teenwoordig is in ons lewe, wat ons lei en bewaar. Here, ons kom aanbid U vanoggend, omdat U die Here is, en die Heerser. Amen. Die Here is ons lig en redder. Liewe gemeente, wees gegroet vanoggend met die wonderlike woorde, genade en vrede vir julle. Mag julle dit vanmôre beleef en ervaar. Die Here seën julle op hierdie pragtige Sondag. Amen. Vriende, kom ons bid saam. Here Jesus, as ons met hierdie woord nou bely het, dat U ons redder is, dat U ons koning is, dan buig ons vanoggend opnuut voor U om dit te bely en dit ook te erken. Here, ons wil ook in die jaar 2025 hier in die hartjie van die Klein Karoo kom opstaan en dit uitpasyn dat U ons redder is, dat U ons Christus is, en dat ons aan U behoort. Here, dankie dat ons vanmôre hier by mekaar mag wees en opnuut mekaar kan herinner aan wat het U vir ons gedoen. Dat ons in koninkrykstyd, in hierdie tyd van die jaar, opnuut kan nadink oor die lewe. En ook, wat maak ons hier? En gekonfronteer kan word met die vraag, waarheen is ons op pad? Waarmee hou ons besig? Here, dankie dat ons vanoggend kan bely, dat ons met U wil besig wees. Dat ons by U voete wil kom sit, Here, en kom hoor en ontvang. Dat ons vanoggend by U wil wees, sodat ons verander kan word, Here. Mag U genade en U liefde in ons wees vanoggend. Here, maar ons dink in besonder vanoggend aan daai lys name, mense waarvoor daar gebid moet word, mense wat gebed nodig het, mense wat siek is, Here, mense wat voor uitdagings staan. Here, en ons kan by daai lys ook bysit ons land en sy mense en die wêreld wat so smag na vrede. Mag U genade oor ons almal wees, Here, en mag U ons opnuut vashou in hierdie onsekere tye. Maar dankie vir U woord wat ons vanoggend opnuut kan opneem en oopmaak en kan lees en bestudeer en kan nadink oor. Here, seën ons in hierdie oggend asseblief. Dis ons hartsgebed. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vriende, ons is by ons teks vanoggend en ons gaan bietjie saam lees uit 1 Konings. Ons gaan 'n bietjie daar in die Ou Testament. 1 Konings gaan ons 'n bietjie saam lees, 1 Konings 3 verse 5 tot 12. Dit is die baie bekende verhaal van die gebed van Salomo teenoor God. Waar die Here aan hom in 'n droom verskyn het en hy op 'n besondere manier iets ervaar het van God wat met hom praat, en dan is sy versoek dat hy wysheid moet ontvang en nie rykdom of lang lewe of so nie. Maar kom ons gaan na ons Bybels toe en ons maak daar by 1 Konings 3 oop. Ons gaan daaruit saam lees en dan gaan ons bietjie daaroor saam dink. Vers 5. By Gibeon het die Here in die nag in 'n droom aan Salomo verskyn. Luister mooi, God het gesê, vra wat ek vir jou moet gee. Salomo het gesê,
U self het aan U diensknegt my vader Dawid oorvloedige trou liefde bewys, omdat hy voor U geleef het in waarheid en geregtigheid. En ook met opregtheid van hart teenoor U. U het hierdie oorvloedige troue liefde teenoor hom volgehou en aan hom 'n seun gegee wat op sy troon sit, soos dit vandag is. En nou, Here my God, dit is U wat U diensknegt koning gemaak het in die plek van my vader Dawid. Maar ek is 'n jong seun. Ek weet nie hoe om uit te gaan of in te kom nie. U diensknegt bevind hom onder U volk wat U gekies het, 'n groot volk wat vanweë sy grootte nie bereken of getel kan word nie. Gee dan aan U diensknegt 'n hart wat luister om as regter op te tree vir U volk, om te kan onderskei tussen goed en kwaad. Want wie kan reg spreek om hierdie, luister mooi, veel eisende volk van U? Dit was goed in die oë van die Here wat Salomo juis dit gevra het. God het vir hom gesê, omdat jy hierdie versoek gerig het en nie vir jouself 'n lang lewe gevra het nie, nie vir jouself rykdom gevra het nie, en die lewens van jou vyande gevra het nie, maar vir jouself onderskeidingsvermoë gevra het om regsaake aan te hoor. Kyk, ek voldoen aan jou versoek. Ja, ek gee aan jou 'n wyse en 'n verstandige hart, sodat daar voor jou niemand was soos jy nie, en na jou niemand soos jy sal opstaan nie. Ons lees dit net so ver, vriende, daarby tot by vers 12. Nou, voordat ons by die teks kom en 'n bietjie in die teks ingrawe, wil ek gou sommer net een of twee opmerkings maak na aanleiding van die veelbesproke week of wat sou die weg wat nou verby is, wat die wegraping sou plaasvind. Ek gaan nou by name noem nie, maar ek dink dit was oral in die nuus en oor die media en al die dinge, en dit is half so 'n bietjie vrees by mense ingeboesem in wat nou en hoe nou en alles. Ek het doelbewus daaroor stil gebly, nêrens in my vorige preke daarna verwys nie, want ek wil nie mense die mekaar maak nie. Maar na die week wil ek graag net een of twee opmerkings kom maak, en dit is dat, vriende, ons lewe in 'n era waar die inligting wat ek en jy elke dag ontvang en kry, nie altyd geverifieer is nie. Jy nie altyd kan staat maak en sê, maar hierdie is die waarheid nie. Dit is reg, ek kan dit maar glo, of ek kan daaraan of daarna luister. Dit sluit in koerantberigte, wat jy op die televisie sien, oral. En veral op sosiale media. By die nuus is daar nog redakteurs, en by die koerante is daar redakteurs, wat filters is, wat sorg dat die waarheid uitgaan, en nie 'n vals storie nie. Maar op sosiale media, kan ek dit maar die Engels gebruik, is dit everything goes. Daar is nie redakteurs of 'n polisie mag wat dit dophou en dit verwyder of ietsie. Hulle probeer hard, maar daar is 'n klomp disinformasie wat die wêreld die rond te doen. En dit het my die vraag laat vra, maar hoe leef ek en jy as gelowige in so 'n veranderende wêreld? Want verseker, vriende, verander die wêreld voortdurend. Ons hoef nou nie vanoggend mekaar te probeer oortuig van hoe vinnig verander hierdie wêreld nie. Iets kan nou in Europa of in Amerika of in China of waar ook al gebeur, en binne 5 minute, miskien 5 minute is te lank al, sien jy dit, beleef jy dit in die wêreld. Maar daar is 'n ander groot gevaar wat besig is om al hoe meer deel van ons samelewing te word, en dit is die sogenaamde kunsmatige intelligensie, KI.
chat BBT of so iets, daai tipe van goed. Ek is nie so seker. Ek is nog nie so clued up met dit nie. En wees verseker, ek gebruik dit nog nie om my preke te skryf. In elk geval. Die punt bly dat daar vervalste goed die wêreld voldoen. En daarom wil ek graag hê dat ons ver oggend 'n bietjie moet stil staan by hierdie teks. Wat is wysheid? Wat is die vermoë om onderskeidingsvermoë te hê oor wat reg en verkeerd is? En Salomo het iets daarvan verstaan. Salomo volg sy pa Dawid op. Hy is die 3de koning van Israel. Nou moet jy weet, om 'n koning soos Dawid se skoene vol te staan, vat nogal iets van jou. Want Dawid was eintlik alles. Dawid het vir meer as 40 jaar geregeer, hy het daai volk bymekaar gebring, hy het van hulle uit 'n sterk weermag opgebou, hy het net 'n klomp goed laat gebeur, alhoewel daar 'n bietjie geraamtes in sy kas was, het hy gedoen wat God vir hom gesê het hy moet doen. En hy het naby die Here geleef. En hier kom Salomo, die woord Salomo beteken vrede, hy kom en hy moet nou sy pa se skoene vol staan. En ek dink hy was totaal al oorweldig oor hierdie groot opdrag wat hy gekry het, die groot uitdaging wat voor hom staan. En dan in 1 Konings 3 kry ons hierdie gebed, 'n eerlike opregte gebed, waar hy vir wysheid kom vra, waar hy vir nie intellektuele buitensporige vermoë nie, maar in wysheid, om regspraak te neem, om reg te kan kies, tussen reg en verkeerd. En dit is interessant, as 'n ou bietjie ingaan, dan is daar die sogenaamde wysheidsliteratuur in die Bybel, Spreuke, Prediker, Hooglied, en dit is omvangryk, dit is ongelooflik, as jy dit gaan bestudeer en gaan kyk, dan spreek dit absoluut van wysheid, en dit gaan nie oor hoe slim hy was nie, nee, dit is nie sy intellektuele vermoë nie, dit gaan oor hoe hy God verstaan het, hoe hy God gesien het, wat dit beteken om voor God te lewe, wat dit beteken om in 'n gehoorsaamheid jouself, jou hart oop te stel, en te sê, Here, hier is ek wil U hoor, ek wil U verstaan. Salomo vra nie vir 'n klomp geld, en lank lewe, en al die goed nie, en dat hy kragtig en beter as sy pa moet wees nie, nee, hy vra wysheid, hy vra insig. En hierdie insig wat hy kry, hierdie wysheid wat hy ontvang, pen hy neer, deur dit neer te skryf. En dit is 'n onskatbare skat vir ons, en baie waardevol, om dit vandag te kan hê, en daai wysheidsliteratuur te kan lees. Maar dit gaan oor die lewe. Alhoewel ons in 'n baie veranderende wêreld bly leef, en elke dag word ons gekonfronteer met hierdie veranderinge. Moet ons een ding onthou, vriende, en daaroor is ek baie ernstig. God het nie verander nie, en God sal ook nie verander nie. Dit is die God wat ek en jy aanbid. Elohim, Yahweh, die Almagtige, Yahweh. En nou kom die uitdaging, en dit is waarmee ek mee worstel, is, hoe lewe jy in hierdie veranderende wêreld? Hoe kyk jy na hierdie goed? Hoe onderskei jy tussen wat is vals nuus en wat is ware nuus, en wat is die waarheid en wat is verkeerd? En ek dink dit begin met hierdie stelling, wysheid bring uitkoms, rigting en lewensruimte. Vriende, wat is die uitkoms?
Die uitkoms is nie dat ons almal van ons selfone gaan ontslaa raak en almal gaan nou hulle Facebook en Instagram profiele toemaak en ons weier om met hierdie goed te doen of te werk en ons almal los WhatsApp, ons gaan nie meer daarmee werk nie, ons gaan nou terug na gewone bel toe. Nee, dit is die lewe waarin ek en jy leef. Ons is elke dag met dit te doen en dit het elke dag met ons te doen. Maar die belangrikste uitkoms vir ons almal is en bly dat daardie ding, daardie toestel wat jy mee elke dag te doen het, nie jou God raak nie. Nie jou baas raak nie. Dat jy hom kan neersit en iets anders te kan gaan doen. Dat jy vir jou filters insit in jou lewe en sê, maar hierdie goed, dit klink nie reg nie, ek sal iewers daaroor gaan uitvind. O nee, ek gaan nie dit aanstuur nie, dit maak nie vir my sin nie. Dis wysheid. Is om te leer wat is reg en verkeerd. Salomo het dit gekry om in sy regspraak die regte goed te doen en te vra en te sê. Dit bring uitkoms, 'n rigting. Vriende, ons moet versigtig wees dat ons so vasgevang is in hierdie samelewing van waar ons in voeling met mekaar is. Die Engels het 'n woord wat hulle sê, we are connected. Oral is ons in mekaar se spasie, ons is geconnect. Daar's 'n konnektasie, dis die mooi Afrikaans. So, rig die sosiale media jou rigting, of rig jy self jou rigting? Omdat jy weet wat is reg en verkeerd. Salomo het nadat hy daai wysheid ontvang het, in 'n bepaalde lewensruimte begin beweeg. Hy het net goed anders te begin doen, as waaraan sy voorgangers gedoen het. En dis hoekom dit het hom 'n goeie koning gemaak. Hoe leef jy in jou lewensruimte? Hoe leef jy in jou gesin, en tussen jou werkskollegas, tussen jou familie, tussen jou vriende, tussen jou bure? Hoe lyk ons lewensruimte? Is dit van so 'n aard dat mense waarlik God se liefde daar kan sien en kan ervaar? Of moet hulle dit op 'n ander plek gaan soek? In ons tyd waarin ons leef, vriende, is integriteit ononderhandelbaar. Ons ja moet ons ja wees en ons nee. Dis wat Salomo gedoen het. Hy het die vermoë geontvang, maar hy het ook saam met dit geleer wat hy moet sê en wat hy moet doen. Vriende, maar wysheid kan ook ontspoor. En dit is ongelukkig ook waar van Salomo. Hy het mos nou hierdie massa klomp vrouens gehad. Maar dit was uit 'n strategiese oogpunt. Hy het met al hierdie vyande van hom rondom hom se dogters gaan trou, en sodoende vredesooreenkomste gesluit, en hulle het hom nie aangeval. Hy was baie slim, polities was hy baie skerp gewees. Maar die verskillende vrouens wat in sy huis ingetrek het ook verskillende godsdienste ingebring. En later aan het hulle vir Salomo aan hierdie afgodsdiens wat hulle ingebring het, bekendgestel. En arme Salomo het daar geval. En ons weet dan dat hy daar God baie teleurgestel het. Vriende, dit gebeur, dat goed in ons lewe ontspoor. Sonde is rondom ons.
Die vyand sit nie stil om jou lewe te ontspoor nie. Hy sit nie stil om versoekings oor jou pad te bring, sodat jy kan jouself laat struikel en kan val nie. Daarom is dit so belangrik, dat ons vanoggend opnuut mekaar moet herinner, dat die Here Jesus se koms, en sy kruisiging, en sy opstanding, ons wil kom help in hierdie lewe van wysheid. Jy hoef dit nie alleen te doen nie. Jy hoef nie alleen te sukkel nie. As dit ontspoor, as jy 'n fout maak, en jy het waarlik berou oor dit, draai terug, draai om. Kom bely dit, kom erken dit, en vra Here, help my om dit nie weer te doen nie, of help my om volgende keer meer bedagsaam te wees, meer beter te luister, beter te doen. Want dis waarvoor die Here gesterf het, dis hoekom hy ons kom help ook. Vriende, om saam met God te leef, om voor God te leef, is nie 'n afgehandelde proses nie. Jy gaan nooit by 'n punt kom en sê, ek het nou gearriveer, ek is nou klaar, ek is nou volmaak nie. Nee, dis 'n voortdurende proses van bely en opstaan en vorentoe beweeg en beleef en ervaar. Maar dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan nooit oor jou nie. Dit gaan altyd oor God wat deur sy Seun Jesus Christus in ons lewe aktief betrokke is deur die Heilige Gees. Daarom is dit verskriklik belangrik dat wanneer ons oor wysheid praat, ons mekaar herinner, dit gaan oor God se Gees in ons lewe. Ek sluit af met hierdie Prediker 12 vers 12 se teks wat sê, dien God en gehoorsaam sy gebooie, dit is wat van die mens gevra word. Is dit nie 'n mooi woord wat net vir ons opnuut kom sê, wat is wysheid? Hoe lyk die vrug van wysheid? Is om God met gehoorsaamheid te dien, sy gebooie te gehoorsaam en voor hom te lewe. Mag ons in hierdie tye wat kom, en daar gaan nog baie sulke boodskappe wees van einde van die wêreld of einde van dit, mag ons altyd met onderskeidingsvermoë onderskei wat is reg en wat is verkeerd. Want dit is wysheid. Amen. Vriende, kom ons raak stil voor die Here en ons hoor wat hy vir ons wil sê. Here, baie dankie vir hierdie oggend. Dankie Here dat ons U met wysheid kan dien. Dankie Here vir U Gees wat in ons lewe elke dag aktief besig is om ons te help om reg te lewe. Seën ons in hierdie week. Amen. Vriende, ons gaan afsluit met hierdie wonderlike lied, dis 'n jeugsangommindellied oor diepte van die wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondlik is die weë van God. Kom ons sluit af, ons staan, sluit ons af met die lied.
Vriende, ontvang die seën van die Here en gaan leef in sy wysheid voor die Almagtige. Die genade van God, die liefde van Jesus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees en julle seën en julle beskerm en bewaar in die week wat kom. Die Here seën julle. Amen.